Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 30ste Julie 2026. Vader, laat U koninkryk kom in ons lewe. Here, as die koninkryk in ons lewe kom, dan is die koninkryk sigbaar in ons lewe, dan raak Jesus sigbaar in ons lewe. En hy raak sigbaar in ons lewe in die manier hoe ons optree teenoor mense rondom ons. Laat die koninkryk kom in ons lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Kom ons gaan aan met die tong, vriende. Dit bly ons maar 'n interessante ding vir jou en vir my, omdat dit mos nou maar die een ding is waarmee ons almal sukkel. Ek weet my ma het vir my toe ek klein was, dit sê, of my ouma, nie my ma, ekskuus tog. My ouma altyd vir my gesê, ek het baie gepraat toe ek klein was, dit sy vir my gesê, back, ek is back, né? Ek praat te veel. My tong is die hele tyd aan die roer, en dit is maar waar ons praat, die beheersing van die tong, né? Hy gaan ons aan, ons het gister opgehou waar ons sê, waar die tong vergelyk word met die roer van 'n baie groot skip. En dat ons sê, so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en het dit tog groot krag. En dan gaan Jakobus aan en sê hy, 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek, né? Dit is al verskriklik waar, né, vriende. Ja, dit het ons al baie gesien, 'n ou skiet 'n stompie, of jy maak 'n klein vuurtjie, of wat ook al, of jy skiet 'n vuurhoutjie, en jene daarmee, dat 'n klein vuurtjie is, raak 'n verskriklike groot vuur, né? Nou kom sê hy, die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek, kom sê hy, né? Vriende, dit is dan baie waar, né? En dit is nou wat sy so hierso van praat, gaan dit oor skinderop, né? Baie en onwaarhede van iemand te sê. Om onwaarhede van iemand te sê. So ou moet verskriklik baie besop. Jy moenie dink is maar ietsie kleins wat jy gedoen het om net vir iemand iets te loop sê van iemand anders nie. Jy moet verskriklik versigtig daar wees. Verskriklik versigtig wees om iets negatiefs van iemand te sê. As jy ek gaan maar altyd van die uitgangspunt af uit, en ons fouteer mos nou maar almal daarmee, dat ons, as jy nie iets moois het van iemand te sê nie, moet dit nie sê nie, né? Nou ek weet ons sukkel almal daarmee, maar dit is wat hy maar sê hierso, hy sê jong, hierdie tong is so 'n klein liggaamsdeeltjie, hy soos 'n klein vuurtjie wat begin, maar hy kan 'n hele oerwoud aan die brand steek en dit afloop. Dit sê hy dan, dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Is groot woorde, groot goed wat hy hierso gebruik, vriende, want dit is baie keer waar, as jy hoor hoe mense oor mekaar praat en van mekaar praat, en as dit is dat hulle dan ook onwaarhede versprei. Mense is so uitgelewer as iemand 'n onwaarheid versprei. Dit is verskriklik. Hoe verdedig jy jou? Persoon het nou jou naam deur die modder gaan sleep, né? So ons moet verskriklik mooi kyk wat ons sê van iemand. Daarom as jy iets positiefs kan sê, sê jy dat jy positiewe ding. Dit is altyd dat jy voel goed, jou gehoor rondom jou voel goed, sê iets positiefs, né? Dan gaan hy aan en sê, alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is waar. Niemand kan nie, en daarom is dit 'n besluit van jou en my, vriende. Dieselfde wat ons besluit is, ons besluit om in 'n lewende verhouding met God te wees. Dis 'n besluit wat jy neem. Die oomblik as jy besluit neem, beteken dat jy wil graag die woord, elke dag na die woord kyk. Jy wil graag bid tot die Here. Jy wil graag op Sondag die Here gaan loof en gaan aanbid. Jy wil graag by 'n klein groep aansluit. Dis goed wat jy graag wil doen, né? Jy het absolute beheer oor jou tong, né? Maar jy moet die besluit neem. Jy moet die besluit neem. Dit is 'n rustelose kwaad, sê Jakobus, vol kwaad, dodelike gif, met die tong, dis baie waar, met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers,
Hy sê, ek hoor hom nou amper wil sê, my broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie, kom sê hy, né? So hy kom sê vir ons, liewe vriende, dat ek en jy, wat die Here loof en aanbid, kan mos nou nie terselfdertyd dieselfde tong gebruik om mense te vervloek of te vloek of daai tipe van goed is nie. Nee, ek dink is maar net weer 'n bewusmaking wat Jakobus vir ons kom gee. Die afgelope 2 dae is dat ek en jy moet baie mooi oplet hoe ons praat, hoe ons met mense praat, hoe ons oor en van mense praat, en ook in die alledaagse gebruik, liewe vriende, hoe ek en jy praat, hoe hoor mense vir jou en vir my, né? Ja, ek dink julle het die boodskap, want dit is altyd vir my so interessant, al die onderwerpe wat die Bybel vir ons aanspreek. Mag julle sommer net 'n wonderlike dag hê vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Amen.